ek het besluit ek gaan vandag 'n review doen oor die baie bekende Labubus, 'n Takealot review oor die Labubu wat jy oor Takealot by Takealot kan bestel. So hierdie ene het ons vanaf my skoonsister gekry. Sy bly in Amerika. Ons was onder die indruk, dis 'n Labubu, maar dis 'n Labubu. So baie navorsing gedoen oor wat die verskil is. My dogtertjie wou baie graag my Kersvader af 'n Labubu gehad het. Weet jy wat dit is nie? Op gaan lees oor dit. Dis hierdie mannetjies met die haaitande en oogies, groot oë. Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. So dit is so sagte teddy. Hulle noem dit 'n vinyl plush toy. Dit is 'n vinyl gesiggie en dan dit vinyl harde handjies en voetjies en dan die oortjies. En dit het $21 gekos. En op daai stadium dink ek die rand teen die dollar was 16, 17. So dit het 'n paar rand gekos vir 'n fake een. Ons het nou uitgevind dis fake want jy kan sien in die detail die tande is heel skeef geverf en die neusie se verf gaan dadelik af en wat ook al die dingetjie is het uitgeval. Maar dit het in die regte boks gekom, in 'n regte boks gekom met 'n sakkie wat jy oopgemaak het. En hierdie een is blykbaar die secret bruin Labubu. En baie mense word geflous want jy weet nie wat die verskil is tussen 'n regte Labubu en 'n fake Labubu nie. En ek het toe gaan opsoek en gesien daar is op Takealot Labubus wat jy kan koop en baie van die reviews het gesê dit is regte Labubus. So nou vandag het ek besluit ek gaan dit doen sodat almal kan sien of dit regtig is en of dit fake is van Takealot af. So hier is die Labubu wat ek bestel het. Van Takealot af. So volgens my navorsing moet dit 'n boksie wees wat blink letters het. Daar's 'n verskil tussen die een en die een. Hierdie een is Take a Seat of so iets. Hierdie ene is Big Into Energy. So die verskillende tipe Labubus wat jy kry. Die kleure verskil eintlik, maar net. Ek dink die grootte is dieselfde. Maar ons gaan nou sien, wat is dit. So een van die goed wat ek ontdek het is, jy moet dan nou kyk op die boks of daar so 'n QR kode is. Hierdie een het nie 'n QR kode gehad nie. Dit was net 'n boks met 'n sakkie en indrukwekkend gelyk. Toe ons dit uithaal. Die eerste indikasie was, hier was 'n so skeer hier langs die kant, die flaf het begin uitkom, so dit moes ek toe werk. En dan was daar ook hier agter, so jy sien sy kop was ook stukkend. Hier is nog van die drade, hierso onder het ook 'n stuk draad uitgehang. So dit is regtig baie swak gemaak en jy kan eintlik dadelik die verskil sien, maar blykbaar is daar baie Labubus wat gemaak word wat baie legit lyk en dan is dit nie. So wees regtig versigtig. Dit is R900 op Takealot, dit is 'n bietjie geld. Die regte Labubus op Walmart is $30 en as jy dit deur Popmart koop, die company wat dit maak, is dit so $27. Maar ek sal aanbeveel voor jy een koop, doen jou navorsing, soos wat ek gedoen het, maar ek gaan nou vir jou net 'n bietjie van 'n korter weergawe gee deur die video, so kom ons kyk gou-gou. Ek is eintlik super excited, want na my navorsing het ek agtergekom, baie mense koop dit. So kom ons kyk gou-gou of die QR kode legit is. Op die QR kode is daar 'n nommer wat jy moet afkrap. Kom ons kyk. Kijk, kom eens kijken wat gebeur as ons dit scan. Kijk, wat vir nou 'n website toe.
Kyk die website, loading. Okay, wow, hierso staan iets van anti-counterfeit verification. Please enter the last 4 digits of the code. So, okay, hierso is nou die kode. En dan tik jy in die nommertjies. En dan moet dit iets sê. Verified as genuine PopMart. Ek het dit nie verwag nie. Met ander woorde, ons Labubu van Takealot volgens die app is legit. Okay, so ek het nou 'n bietjie gaan lees wat beteken die anti-counterfeit verification en dis nou maar net iets wat PopMart gemaak het om seker te maak dis authentic. My vraag altyd is, aangesien ek bietjie in die paranoid kant is hierdie website waartoe ek gaan 'n legitimate PopMart website? Ek bedoel mense is daar so verskriklik ongelooflik tech savvy wanneer dit by fraud kom. Want as 'n geld maak, weet dit is so 'n Ponzi scheme, geld maak storie op die eind van die dag as dit nie regtig van PopMart af is nie. Ek weet hulle stok is baie min. So ek is baie verbaas dat dit 'n regte Labubu is. Maar volgens hierdie webtuiste staan hierso, this is the first query. This is the second query, want ek het 2 keer gevra, is dit 'n regte Labubu? So kom ons kyk, ek is baie opgewonde om dit op te maak. This is just one take. Skeer hom op. En dan kom oop. Ek het die boks mooi oopmaak, ek weet nie. Ek sal wat so goedertjies wat uitsteek. Ooh, dis exciting. Dit lyk cool. Okay, is 'n sakkie. Okay, nou wat is hierdie? Sê dit nou voor die tyd vir jou wat jy het op die kaartjie? Okay, wag, voor ek vir die kaartjie wys, ek moet seker die dude uithaal. Wat? Okay. Dis 'n blou Labubu. En hy het hierdie goed in en nou die kaartjie in. So jy sien voor die tyd wat dit is. So jy haal dit uit die boksie uit en dan lê die kaartjie so voor jy dit uit die sakkie haal, weet jy eintlik al wat dit is. So dis 'n blou ene. En sy naam is Hope. Dis Hope. Okay, so dit lyk alles legit, sakkie. Hierdie een was in 'n metaal sakkie gewees. Kom ons kyk gou die verskil. Tussen Labubu en Lafufu. Onthou dis 'n verskillende reekse, maar tog is dieselfde gogga ding. Okay, hierdie een het nie hierdie hasie nie. Hierdie velkleur is obviously baie ligter. Dan het hy blou tonals. En dan as jy na die oë kyk. Okay, dieselfde gesigvorm. Okay, kom stel die tande, want blykbaar die Lafufu het gewoonlik meer tande. Hulle is voorstel om 9 tande te hê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hy het 9 tande. Die verfkwaliteit lyk beter as die ene. Die ene is heel skeef geverf. Ek dink Takealot het regtig die regte Labubu. Dit voel so dit ruik soos China. Dit ruik lekker. Okay, so dit is 'n regte Labubu van Takealot. Ek wil net vir julle waarsku, partykeer kry jy so ouetjie ook in 'n boksie
wat reveal en hulle sê dis 'n Labubu. Voor ek geweet het enigiets van Labubu hou, het ons dit gekoop en ek gedink dis 'n Labubu. En toe sien ek jy kry dit op Temu en Shein. Anyway, maar die ding is dat hierdie goed kos ook omtrent so R200. Waar hierdie regte ene kos R900. Soos ek sê, hierdie een was nou $21, tussen $21 $24. So ek sê eerder die regte een koop. Hy voel baie sagter. Ja, is net vir my ongelooflik dat so 'n dingetjie $800 kos. En wat vir my baie interessant is dit is mense koop dit en hulle hou dit en hulle verkoop dit en blykbaar is dit nie 'n speelding nie, dit is 'n collectible. Ek weet dit lyk vir my soos 'n speelding. So, well done Takealot. Ek is baie impressed. Okay, so I did a Takealot Afrikaans review on the Labubu, and I'm just following with an English review because you know, for those who do not understand Afrikaans. So just to quickly summarize, we bought a Labubu. We thought, oh well, my sister-in-law gave us a Labubu because my daughter really wanted one. We opened it, it was in the box, it had like a metallic sealed bag. We opened it, and what do we know about Labubus? Nothing. We thought it was a real Labubu, but they noticed a few things. There's a little bun in its foot, it just fell out immediately. It was open on the side, so I had to stitch it back up. And then we started doing research and we realized this is a Lafufu. It's not a Labubu. Lafufu is a fake one, not real, not made by Pop Mart, and it's fraudulent. It's a Ponzi scheme basically. People are trying to make as much money off these fake ones as possible, so these fake ones are popping up everywhere. So you have to know the difference, but it's very difficult to really know the difference if you don't have a real one. So my daughter was under the impression this is a real one, and you know, we didn't want to break her heart. Anyway, so this is the Lafufu. And then on Takealot in South Africa, I purchased the one that they advertise on their website. It is the Labubu. So it is on Takealot. You get it for $8.99, and the brown one here is called Have a Seat, so it's a different series. And then the new one I purchased came out of the box with a QR code and a number you had to scratch off. It's called Big Into Energy. So these are different types of series of the Labubu. However, this is a Lafufu and this is a Labubu. So it came in the box with a QR code. I had a little drawstring bag, and then it's got a little card at the bottom. And yeah, so far so good. So then after reading up quite a bit about it, this is how you know the difference. Okay, so firstly you'll see the space at the top of the ears. It's different. The head only rotates sideways. I don't want to break it, but it does not rotate 360 degrees. This one you'll see will just go all the way. The hands are supposed to be able to move and stay in that position. Does on the Labubu. On the Lafufu there's nothing. It just flaps around. Okay, the next thing I think is very important to look at. There's a QR code on the tag that you can also use to scan to see if it's, you know, real. So there's a lot of things on here that, you know, makes it authentic. Here's no QR code on this tag. This tag is red. The legitimate tag is black. You can feel the difference. This one is fluffy. There's a lot more detail in the eyes. I don't know if you can see. This one, it's got sparkles.
This one, you'll also see the teeth is painted, not on point, nose is rubbing off. My daughter's on at this maybe a week, you know. So quality is really, really bad on the Lefufu, except for, you know, things falling out and all kinds of. Oh, and then on this round key, what do you call this, circle thing, nothing pop mart yet. Actually says pop mart on there. So I am very impressed. Obviously, after you've scratched this off and you go to the, you scan this, it takes you straight to show that it is legitimate, because it asks you, I can just show you, I showed on the Afrikaans version as well. If you go to the QR code, you scan it, you go to the website, and it takes you to the you know, the, what do you call it, authentication, anti-counterfeit verification, and you put in the last 4 digits of this number, and then it says this is a legitimate Labubu. Let me put it in. It is, you know, very convenient. However, I was obviously paranoid on whether this website where it takes you is real, and it looks real. It's got all the watermarks and it's got the date, and then it tells you it's verified as genuine Pop Mart. Okay, so take a lot. I'm very impressed. Thank you for sourcing the actual authentic, legitimate product.